Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it trembles me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the cross? Were you there when they nailed him to the cross? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the cross? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Ons gemeente weet al hoe ek voel oor sang. Sang is 'n manier van saam met Jesus gesels wanneer jy nie met hom kan praat nie. En hierdie lied laat my herinner dat vra vir ons, who are you there? En vanoggend nooi ek elkeen van u uit om hier te wees. He is vandag hier when they crucified him. When they nailed him to the cross, he is vandag hier. When they laid him in the tomb, hy is vandag hier. So ek glo vandag dat hierdie dag is 'n dag van trane. Asseblief, voel wat die Here gevoel het toe hulle hom gemartel en doodgemaak het. Hierdie dag het my lewe verander. En ek glo vandag dat hierdie dag ook julle lewens gaan verander. Maar soos my kollega gesê het, Dominee Albie gaan daardie preek Sondag doen en julle gaan geblou wees, want dan juig ons. Maar vandag is ons in die stilte wat ons lewens red.
Kom ons sluit ons oë voor ons oorgaan na die skrifgedeelte. Here, soos Jesus Christus sy laaste asem en sy lewe aan U oorgegee het, Here, gee ons vanoggend ons lewe opnuut na U oor. God, vorm ons en maak ons net soos U wil hê ons moet wees. Laat ons op U bly wag, nederig en stil. Amen. Ek vra terwyl ons net daar so sit, dat ons vir Jesus sê dankie dat U is, hier is. Vir die Gees van God sê, ons weet U is hier en ons voel dit vandag saam met U. En dan sing ons lied 159, net die eerste vers, God is hier teenwoordig, net so sittend saam. Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 22. En ek gaan vir julle voorlees uit die 2020 vertaling. Vir die musiekleier op die rooi takbok van die dagbreek, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos, ver van die woorde wat ek uitskree? My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ook snags, maar daar is geen rus in my nie. U is tog dan die heilige, U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle bevry. Tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en hulle het nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie, bespot deur die mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my die spot, hulle gryns en skud die kop. Wend jou tot die Here en laat hy hom bevry, laat hy hom red as hy hom goedgesind is. U is immers die een wat my uit die baarmoeder gehaal het, my op die borste van my moeder laat vertrou het. Op U is ek aangewese van die moederskoot af. Van my geboortedag af is U my God. Moenie ver van my bly nie, want die nood is naby. Daar is immers niemand wat kan help nie. Baie bulle het my omsingel, die sterkes van Besan het my vasgekeer. Hulle het hulle monde teen my oopgesper, soos 'n leeu wat verskeurend brul. Soos water is ek uitgestort, my hele gebeente val uit mekaar, my hart het geword soos was. Dit het in my liggaam gesmeld. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. In die stof van die dood laat U my lê. Inderdaad, honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle loot oor my boklere. U, Here, moet tog nie ver van my bly nie, my bron van krag, kom my gou tot hulp. Red tog my lewe van die swaard, my enigste lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeu en van die horings van die buffel. U het my geantwoord. Ek wil U naam verkondig aan my broers, in die byeenkoms wil ek U loof.
Julle wat die Here ontsag het, loof hom. Julle die ganse nageslag van Jakob, vereer hom. Vrees hom ganse nageslag van Israel, want hy het die lyding van die magtelose nie geminag, of miskien nie. Hy het sy gesig nie voor hom verberg nie, maar toe hy hom om hulp gesmeek het, het hy gehoor. U is die rede vir my lofprysing, in die groot byeenkoms my gelofte sal ek nakom in die teenwoordigheid van die wat vir hom ontsag het. Die verdruktes kan dan eet en versadig word. Wie hom raadpleeg kan die Here loof. Mag julle harte vir altyd leef. Almal tot aan die uithoeke van hierdie aarde moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor u in aanbidding buig. Want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Ja, voor hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig. Voor hom sal alle sterflinge kniel. Elkeen wat nie die lewe kan behou nie. Nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hy het dit gedoen. Sover die geleesde woord van die Here. Geliefdes van ons liewe Jesus, van ons Here. Janine sing, were you there when they crucified our Lord? Were you there when they nailed him to the cross? Were you there when they laid him in the tomb? Vandag, soos ek voorheen gesê het, kom nooi ek u om deel te hê aan daardie dag toe hulle hom vasgespijker het aan die kruis. Geliefdes, ons staan nie vandag by 'n leë graf nie. Ons staan vandag by die kruis en ons moet almal onsself toelaat om te voel hoe Jesus gevoel het. Hoe sy Vader moes gevoel het. Sy seun word doodgemaak vir die mensdom. Ons is so geneig om vinnig van hierdie dag af te beweeg na die opstanding toe. Ons vergeet of ons vernalaat die stil Saterdag. Ons is geneig om van die Goeie Vrydag af te jump na die Paasondag toe. Vanaf hierdie kruis na die opstanding. Maar vandag nooi ek elkeen van julle uit om stil te staan, om stil te sit en daardie pyn slegs liefde te kan ervaar. Want met daardie pyn was hy so lief vir elkeen van ons, dat hy gewillig was om die ergste dood in 'n kruis vir elkeen van ons te kan sterf voor. Ons moet vandag stil staan hier by die kruis en stil word. Want julle, dit is die stilte wat vir ek en u vandag gaan red. Dit is die stilte wat al reeds gered het, vandag red en môre weer sal red. Ek nooi u uit om in hierdie gemak van pyn te bly vir hierdie oomblik, vir vandag. Bly by die kreet wat die Here op die kruis uitgeskree het, my God, waarom is ek alleen? Waarom het u my verlaat? Julle, hierdie woorde sny deur eeue heen, en dit is nie net die woorde van Dawid nie, dit is nie net 'n psalm hierdie nie. Dit is 'n stem van Jesus Christus aan hierdie kruis wat die Godverlatenheid ervaar. En elke keer, ek dink, telke male voel ons ook op hierdie punt waar ons kom en ons vra vir die Here, Here, maar u luister dan nie. Vandag nooi ek u uit om die stilte van die Here te kan geniet. Bly in hierdie stilte vandag.
sodat jy die redding kan ervaar Sondagoggend. Bly in hierdie stilte sodat jy kan hoor Jesus red. Julle, dit is regtig die vanoggend hierdie Godverlatendheid ervaar nie net Jesus of ek en jy nie. Ons vra altyd, weet God regtig? En wanneer ons Psalm 22 vers 1 lees, dan hoor ons hoe Jesus na sy Vader roep. My God, waar is U? Waarom het U my verlaat? En baie kere roep ons ook so, wanneer geliefdes ons die lewe ontgaan, wanneer ons seer gemaak word deur die wêreld, wanneer ons deur pyn gaan, wanneer die kanker kom, die diagnose kom en die Here is nie daar nie. Wanneer 'n kind van ons verslaaf word aan alkohol, wanneer ons alleen in 'n ouete huis sit, in 'n versorgingseenheid sit, en ons familie ons net daar los, dan vra ons, Here, waarom? Psalm 22 begin met pyn. Dit begin met hartseer. En nie net pyn van ek en U nie, maar die Seun van God skree uit hier aan sy Vader. Waarom het U my verlaat? Hierdie is vandag nie 'n tipe van 'n teologie wat ek aan julle kom verkoop nie. Hierdie is die rou en naakte eerlikheid. Want hierdie bidder, God voel, Jesus voel dat God stil is. Hy voel dat God ver is. Hy voel dat God op hierdie stadium vir hom niks doen nie, want hy gaan deur 'n mergelende pyn. En vanoggend gemeente is dit vir ons belangrik om te sien dat die Bybel nie hierdie woorde verbied of wegstoot nie. Inteendeel, die Bybel gee vir ons hierdie woorde, want in ons NG Kerk tradisie glo ons nie in 'n geloof wat die pyn wegstoot nie. In 'n geloof waar ons glo dat Christene weggevat word vanaf ongemak en pyn nie. Hierdie Psalm sê vir ons vanoggend, julle, jy, ek, ons mag vra, ons mag worstel, julle, ons mag kla, want selfs in die waarom sê hierdie bidder, sê God, my God, hy erken hom nog steeds in hierdie uitdagende tyd, hy erken hom terwyl hy besig is om te sterf vir elkeen van ons aan hierdie kruis, hy erken hom, hy sê, my God. En dan kom die antwoord wanneer ons by hierdie Goeie Vrydag kom, hoor ons in hierdie Psalm weer, maar nou deur die stem van die Here Jesus Christus. Wanneer ek en U dink dat ons alleen nie gehoor word deur 'n groot God nie, kom Jesus en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Selfs die almagtige Here Jesus Christus het gevoel asof sy Vader hom verlaat het. En dan gebeur iets onsaglik. Want hier hoor ons, is nie net ons, ek en U, wat vandag hier lê nie. God self gaan vandag hierdie lyding saam met ek en U in. God gaan self daardie ongemak van ons, waar ons alleen voel, waar ons verstote voel, waar ons geliefdes aan die dood afgestaan het, daar waar ons besighede moet toegemaak het, droogte wat ons lande getuister het, waar ons toekoms so onseker gelyk het, daar gaan God saam met elkeen van ek en U in. Dit is daar die plek waar jy voel, jou geliefde het jou verlaat, na die ewigheid, dit is daar. Geliefdes, dit is daar, waar die Here Jesus Christus saam met jou ingaan. Saam met jou ook in die toekoms gaan ingaan. Geliefdes, die diepste waarheid van Goeie Vrydag is nie net dat Jesus vir ons gesterf het nie, maar dat God selfs die God verlatendheid betree,
Wanneer ons dink dat God weet nie hoe ons voel vandag nie, sê hy, my kind, jy's verkeerd. Ek is saam met jou vandag daar. Ek is saam vandag toe jou man of jou vrou uit die huwelik uitgestap het. Ek is saam daar toe ek my werk verloor het gister as gevolg van die resensie van die land. Ek is daar met elkeen van julle wie se besighede moes toemaak. Kerk van die Here Jesus Christus, ek is daar wanneer hierdie deure van my toegemaak word, maar ek self, die Here Jesus Christus, sal my kerk onderhou. Wat beteken hierdie Godverlatenheid van elkeen van ons? Dit beteken dat God nie op 'n afstand van pyn staan nie. Dit beteken nie dat hy nie daar is wanneer ons deur hierdie ongemaklikhede en uitdagings gaan nie. God kyk nie net na ons lyding en ons ongemak nie. Julle glo vir my vandag, hy is daar. Vanuit dit ervaar. Hierdie is so diep dat hy selfs in hierdie stilte ervaar ons God. Ervaar hierdie stilte. En hierdie stilte beteken vandag vir ons redding. Geliefdes, hoor vandag van my mooi. Daar is geen plek van pyn waar God nie alreeds was nie. Weet julle, dis vir my so 'n mooi prentjie toe Jesus binne in die tuin van Getsemane huil. Is omdat hy geweet het wat met hom gaan gebeur. Hy het daai pyn reeds gevoel. En vandag kan ek en u nie sê nie. Ons mag nie sê dat God ken nie my pyn nie. Ons mag dit nie self nie, en selfs in die plek waar jy voel, Here, waar is u? Julle op daardie plek is dit waar die Jesus self die kreet uitskree, my God, waarom het u my verlaat? En dan draai hierdie Psalm skielik hier by vers 22, sonder 'n verduideliking, sonder detail, net hierdie woorde: U het my geantwoord. Wat het daardie tyd gebeur? Die Psalm sê nie vir ons nie. Maar en dalk is hierdie wat u het my geantwoord, is dalk doelbewus. Want dit wys vir ons iets van geloof. God se antwoord is nie altyd so sigbaar en so duidelik soos wat ek en u dit wil hê nie. God se antwoord is nie altyd so onmiddellik nie. God se antwoord is nie altyd so verstaanbaar nie. Maar God se antwoord is 'n werklikheid. En julle hier raak Psalm 22 en Goeie Vrydag mekaar ten diepste. Hulle synchronize, soos die Engelse sou sê, mekaar ten diepste tussen die kruis en die opstanding. Is daar die stilte. Die stilte wat red. Stil Saterdag. Stil Saterdag waar daar geen lig is nie. Stil Saterdag waar daar geen antwoord is nie. Stil Saterdag waar daar geen beweging is nie. En tog juis, geliefdes, tog juis is God daar. Hy werk in stilte, want daardie stilte het ons lewens gered. Die Psalm eindig nie in pyn nie, want opstanding gebeur Sondag, julle. Dit eindig in lof, nie omdat alles so skielik perfek begin raak net nie, maar omdat God geantwoord het. En hierdie lof klink uit van 'n individu na die gemeente. En van die gemeente na die nasies toe, en van die nasies na die hele skepping van die hemel en aarde. En dan hy slotgedeelte in Psalm 22 staan daar. Hy het dit gedoen. Nie hy het oorleef nie. Nie dat ons dit reg gekry het nie, maar God het opgetree. En sy optrede is so ironies. Sy dood
het lewe gebring in elkeen van ons se lewens. Sy dood het redding gebring in elke een van ons lewens. Julle, wat beteken hierdie boodskap vandag vir ons? Die Psalm identifiseer vir ons 3 gawes. Die gawe van eerlike gebed. Ons hoef nie sterk te wees voor God nie. Ons hoef nie te wys dat ons hierdie vooruitstrewende persone is wat alles reg kan doen nie. Dat ons besighede sonder flaws is nie. Dat jy die perfekte huwelik het nie, dat jy die voorbeeldige Christen is nie, dat jy hierdie perfekte familie het nie, dat jy geen tekortkominge het nie. Hierdie gawe is 'n gawe van gebrokenheid wat jy vir die Here kan bring, net soos jy is. En dan is dit hierdie gawe van die lydende God, dat die Here vir ons verseker dat ons nie alleen is in ons pyn nie. Wanneer jy hierdie diagnose van die dokter kry, dat jy ongeneeslike siekte het, dat jy kanker het, wanneer jou lewensmaat nie meer kan sien om die pad saam met jou te loop nie, wanneer jou besigheid nie meer so goed doen nie, wanneer jou finansiële omstandighede donker lyk, en wanneer jou kind die pad byste raak en verslaaf raak aan alkohol en dwelms. Wanneer ons land gebroke gaan onder hierdie korrupsie en hierdie verdeeldheid, en wanneer ons 'n kerk se deure moet toemaak, wanneer ons te nagekom word deur familie en vriende. Julle, wanneer ons geliefdes aan die dood moet afstaan, wanneer ons stoksiel alleen sit in 'n huis sonder familie wat besoek aflê, dan moet elkeen van ek en u glo dat Christus al reeds daar was, dat Christus nou daar is, en dat hy môre ook sal wees. Wanneer dit stil word en ons kry nie antwoorde nie, dan is dit daardie stilte wat ons red vanuit die plek is waar dit vir ons donker is. En dan is dit hierdie laaste gawe, die gawe van hoop, selfs wanneer ons dit nie sien nie, wanneer ons dit nie voel nie, is dit wanneer God werk in daardie absolute stilte, daardie stilte wat red. Geliefdes, ek wil vanoggend afsluit. Dis Goeie Vrydag, nie net vanoggend nie. Dis Goeie Vrydag die hele dag, waar ons die stil Saterdag ingaan en die opstanding kom herleef weer op Sondag. Vandag, laat jouself toe om net vandag by die kruis stil te staan. Net van vandag. Vergeet van môre, vergeet van Sondag. Vandag is die dag toe Jesus stil geword het aan die kruis. Toe ons daardie kreet hoor, ons voel hierdie stilte. Maar ons moet ook weet dat hierdie stilte, die stilte is wat red. En ons weet ook dat hierdie storie van die Here Jesus Christus wat daar naak hang, dat hy dit vir ons gedoen het. Want die een wat roep, my God, waarom het U my verlaat? As ook hierdie selfde God wat Sondag opstaan en gaan verklaar, tetelestai, dit is volbring. En dan uiteindelik, hy het dit vir ek en u gedoen. Here, onse God, ons kom vandag nie met sterk woorde nie, Here, maar met gebroke harte. Ons bring ons waaroms en onsekerhede na U toe, Here. Ons bring ons stilte na U. Ons bring ons pyn na U. Dankie dat U nie ver bly nie, Here. Dankie dat U in Christus nader gekom het, self tot in die dood. Leer ons om te wag. Leer ons om te vertrou. Leer ons om vas te hou totdat ons kan sê, U het my geantwoord en uiteindelik het U dit gedoen in die stilte wat ons red. Amen.
Vriende, die Here het self die nagmaal ingestel. En daarvan getuig Paulus wanneer hy skryf, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus, die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis van Christus aan sy gemeente telkens nuut gemaak word. As verbondsmaaltyd het dit verskeie betekenis. Maar op hierdie dag, op hierdie goeie Vrydag, fokus ons vanoggend op die nagmaal as 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal dink ons terug aan die lewe van Jesus en in die besonder ook sy dood op Golgotha. Wanneer ons die brood en die wyn sien ons in ons gedagte die hele lydensweg van Jesus voor ons afspeel. Hoe hy homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hoe hy hierdie vernedering telkens tydens sy aardse bestaan verdiep en uiteindelik daarop uitgeloop het, dat hy homself verder verneder het deur gehoorsaam te wees tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Ons dink daaraan en verkondig dit aan almal, hoe Jesus sy lewe vir ons gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydensbeker gedrink het, hoe hy God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Vriende, ons gaan geleentheid gee vir so 2 minute van stilte. Ons het nou gehoor dat dit is waar ons God se liefde, sy genade ervaar, maar ook waar ons bewus kan word van dit wat daardie genade gekos het, sy lewe aan die kruis. In hierdie 2 minute van stilte vra ek julle om by die Here te gaan sit, by die voet van die kruis vandag, en met hom te gesels oor jou lewe. Dalk is daar iets wat jy met hom moet regmaak, dalk is daar iemand wat jy moet gaan vergewe, dalk is daar iets waarvoor jy jouself moet vergewe, dalk worstel jy met een of ander sonde in jou lewe, dalk sit jy met 'n diep seer, of 'n angs en bekommernis oor die toekoms. Gebruik hierdie tyd om net by die voet van die kruis te kom sit en te weet, die Here ken jou pyn, hy ken jou seer, hy ken jou hart, hy weet wat in die diepste gange van jou hart aangaan, want hy self het angs en pyn en vrees en siekte en dood geken. Vriende, na die 2 minute van stilte gaan Stefan vir ons voortgaan met 'n lied en direk daarna gaan ons staan en dan saam as gemeente die Onse Vader sing. Kom ons word net so stil vir 2 minute.
Heers ek weer, ek kom met niks, U bly nooi my, ek kom weer terug, my leë hande, my volle dors, my leë beker, kom maak U vol. U brood is my lewe, U wyn vloei in my, U het my lang gelede vir ewig bevry. Die kruis was U alles, U pad is my reis, U brood is my lewe en U wyn vloei in my. Hier's ek weer, ek kom met niks, U bly nooi my, ek kom weer terug, my leë hande, my volle dors, my leë beker, kom maak U vol. U brood is my lewe, U wyn vloei in my, U het my lang gelede vir ewig bevry. Die kruis was U alles, U pad is my reis, U brood is my lewe en U wyn vloei in my. Is my reis, U brood is my lewe en U wyn vloei in my. Kom ons staan vir die Onse Vader.
Liewe vriende, waar ons nou oorgaan tot die instelling van die nagmaal, wil ek jou uitnooi. As jy die vrymoedigheid het om in jou tuisgemeente die nagmaal te gebruik, kom deel ook in hierdie stuk geloofsversterking, hierdie sakrament saam met ons vanmôre. En dan wil ek tog net vra dat wanneer die diens klaar is, dat julle asseblief julle glasies, daar's immers by die deure, dalk net saam met julle sal vat. Ons gebruik is, ons deel die tekens uit, en as almal klaar hulle tekens het, dan sal ek dit instel, dan gebruik ons dit saam. Ja.
Is enigiemand oorgestaan met die brood? Met die wyn? Liewe vriende, as ons ver oggend die brood in ons hande hou, dan sien ons in ons geestesoog weer die Here Jesus se pad van marteling, die sweephoue, die doringkroon, die spykers aan die kruis. En ons hoor die Here se stem wat sê, dit het ek vir jou gedoen. Wanneer ons die wyn vanoggend in ons hand vashou, ons sien die kleur, ons ruik dit, en roep dit herinnering op die bloed wat gevloei het op Golgotha. Die spykers wat deur die Here Jesus se hande gegaan het. En hy wat God se engele kon afroep om hom te kon red, het dit verdra. En met hierdie wyn sê hy vanoggend vir jou, hierdie is die bewys van my liefde vir jou. Hemelvader, ek is so jammer. So jammer dat dit my sonde en my tekortkominge was, wat dit nodig gemaak het dat daar 'n kruis moes wees. So jammer, Here, dat ten spyte van al my beste pogings, ek nog steeds nooit u liefde en u genade waardig sal wees nie. Maar daarom kan ek vanoggend net dankie sê vir die kruis. Dankie, Here, dat u nie teruggedeins het van die spot en die pyn en die angs van die kruis nie. Maar dat u ook daar op so 'n sigbare manier u liefde vir my en elkeen op hierdie planeet kom bewys het. Here, ons proe nog die brood. Ons proe nog die wyn. Herinnering van pyn en marteling, maar ook van liefde en genade vir sondaars. Wil u dit wat ons vandag hier beleef en ervaar het, dat ons dit in ons harte sal bewaar. En dat ons u sal raak sien en sal erken in die stiltes en in die geraas en oral, Here, waar u is, want u is oral en altyd by ons. Seën ons deur die van hierdie naweek, Here, en dankie dat ons kan uitsien na Sondag. In Jesus naam. Amen. Liewe vriende, in hierdie met hierdie sombere emosies gaan ons hier uit. Maar nou wil ek die laaste woorde net sê, vandag is Vrydag, maar Sondag kom. Mooi dag verder.